Goeiedag, ons teksvers vandag is: So sê die Here, jubel oor Jakob van vreugde en juig oor die hoof van die nasies. Laat dit hoor, sing lof en sê: O Here, verlos u volk, die oorblyfsels van Israel, volgens Jeremia 31 vers 7. In 'n tyd van ballingskap en groot hartseer gee God deur die profeet Jeremia 'n opdrag: jubel, juig, sing lof. Dit is nie 'n oproep na die verlossing nie, maar 'n oproep terwyl hulle nog in moeilike omstandighede is. Hulle moet sing oor Jakob, Israel, die volk wat God uitgekies het, en roep tot hom om sy oorblyfsels te verlos. Dit is geloof wat vooruitloop, lofprysing wat die toekoms se belofte reeds vier. Maar wat beteken dit vir ons vandag? Selfs wanneer dinge nog nie reg is nie, nooi God ons uit om te juig. Die ballingskap was donker, maar God het reeds die plan van herstel aangekondig. Ons lewens ken ook ballingskap. Seisoene, siekte, finansiële druk, verhoudings wat swaar is of geestelike droogte. Tog sê die Here, begin nou al juig en roep tot my. Lofprysing as geloofsdaad om te jubel voor die deurbraak kom, is kragtige geloof. God red die oorblyfsel. Hy vergeet nie sy volk nie, al lyk hulle min of verslaan. Hy is die verlosser van die wat oorgebly het. Sing dit hardop. Die vers sê: laat dit hoor, maak jou lof hoorbaar, selfs al is dit net vir jouself en vir God. Begin met jubel. Kies vandag om te sing of hardop te sê: Here, U is getrou, verlos die volk. Laat jou stem die atmosfeer verander. Roep hom aan, bring jou eie oorblyfsel, die dinge wat moeg of gebreek is, na hom toe met verwagting. Deel die hoop. Wie in jou lewe het vandag nodig om te hoor dat God nog steeds red en herstel? Kom ons bid saam. Here, ons jubel vandag oor U, selfs al sien ons nog nie die volle verlossing nie. Dankie dat U die verlosser is van die volk, ook van ons. Vul ons monde met lof en ons harte met verwagting. Verlos en herstel waar dit nodig is, tot U eer. Amen.